Het voel gemakkelijk vanmorgen op pad hier naartoe. En die duivel nou werkelijk wat alles in sy vermoë probeer om my te beroof van 'n blessing. Want om een of ander rede vanmorgen maak die pastorie se hek nie oop nie. En ek wil vir die sê kan baie opgewonde raak. Ek het hom tot so 'n skoppie gegee om te kyk of dit wil werk nie. Want toe word dit nie werk nie, toe kom Marius en hy sleg maar uit die hek oop. En toe moet ek nog die hond keer, want hy wil ook net kom hallo sê en alles. So ek wil vir die sê, toe ek so hier instap hier in die erf instap, toe ek myself duiwel. Jy sal nou alles in jou vermoë doen om nou my van my te beroof van 'n seën vanmôre. En ek wil vir u sê dat toe ek stap hier in en ek hoor die musiek begin speel, toe daal my gemoed en ek voel in 'n oomblik die vrede en die kalmte van die Here. Terwyl ek gister by die huis is en ons 'n bietjie rustig sit en vra ek vir die Here, wat wil u vir die volk sê? En die Here praat met my en hy sê ek wil my koningskap bevestig. En so rukkie later toe sê hy, my diensknegte, wil hulle bevestig. En ek begin my gedagtes laat loop, want ek is nie 'n ou, ek sukkel verskriklik daarmee om maandagmôre al my preek te begin voorberei, want as ek teen Vrydag kom om daar nie, het ek al 20 ander preke, en dan is dit koepaai, dan kom ek nie by die regheid uit, so ek hou my hart, ek hou my denke, my gebed op die Here gefokus, en my beste voorbereiding vir 'n preek is op 'n Sondagmôre, vroeg in die môre, dit is, dan ek sê altyd, soos iemand eendag gesê, dan kom ek met 'n vars broodjie na die huis van die Here toe. En ek wil vir die sê, toe ek vanmorgen deur die nag geslaap ek, en ek hier vroeg vanmorgen hier by 3 uur, skrik ek wakker, maar voor dit kry ek 'n droom. En ek is maar 'n ou wat glo in die goed. Maar 'n droom, dat ek staan op 'n plek en iemand staan by my, ek herken nie die persoon nie. En ek sien dat hierdie persoon is geweldig benoud. En terwyl hy rondkyk en angstig rondkyk, toe hoor ek die geluid van stemme wat skree en sê, daar is hy, daar is hy. En hierdie ou sê, jy staan nie by my, jy moet saam met my hardloop, jy is nou saam met my in die moeilikheid. En ons hardloop. En al wat ons kry is 'n boom, 'n groot boom. En in die boom staan daar iemand op 'n tak en hy skree, hy sê, kom hier, dis veilig hier. En ek dog 'n boom. As hy vir my sê ek hardloop weg van 'n hond of ek hardloop weg van 'n ou nuwe mannetjie of iets en dit, dan kan ek nog sê 'n boom is bietjie veilig. Maar ek weet nie waarvoor hardloop ek weg nie, al wat ek weet is mense klim bome. En ek is benoud in my hart en ek hardloop en ek stop wel hier gat ons hardloop baie boom en ek klim boom soos 'n wafel se jong man en ek is daar teen die takke in en op en alles. En toe ek op hierdie groot tak kom waar hierdie man staan, toe sê hy, volg my. En toe ons so draai, toe begin ek trappe sien in hierdie boom. En hulle klim so op teen hierdie boom. En die volgende oomblik, toe vind ek my en ek wil nie sê, soos ek sê, 'n banker, jy weet wat 'n banker, ek weet nie wat 'n Afrikaans nou vir dit nie, maar dit is so 'n groot kluis. En in hierdie plek voel ek onmiddellik, kyk, hier gaan niemand ons in die hande kry nie. En die volgende oomblik, toe maak iemand die deur van hierdie kluis oop. Maar oralste op hierdie deur, mense gekrap en geskryf en al die was goed gedoen. En ek vra vir die man, wat doen jy? Hy sê, nee, ek probeer net hierdie afvee. Ek sê, hoe kom jy dit afvee? Hy sê, want dit laat my onthou aan die gisters en die eergisters. Hy sê, hierdie is 'n aandenking van wat was. En in dieselfde oomblik, toe hoor ek hoe sê iemand, kom nou uit, saam met ons. En toe ek uitstap, toe stap ons op 'n enorme groot platform uit.
En ons is so veilig wat kom. En ek ervaar vrede. En ek ervaar 'n rustigheid oor my kom. En die skrif kom by my wat sê dat die naam van die Here is 'n sterk toren. En die regverdiges hardloop daarin en word gered. En is veilig. Wat het dit te doen met die boodskap van vanmôre? U gaan dit nou verstaan. En ek gaan vra dat u saam met my sal lees in die boek van 2 Konings, hoofstuk 2. 'n baie bekende gedeelte, maar ons gaan nie stil staan by die bekende gedeelte daarvan. Ek wil so 'n klein bietjie na dit lees. Dit gaan oor Elia toe hy weggevaat is en weggeruk is en Elisa agtergelos het by die Jordaan. Hierdie verhaal was vir Elisa baie traumaties en hy het seer gehad. Die woord sê hy het sy klere geskeur. Hy het uitgeroep en gesê, my vader, my vader. Hierdie man, Elisa toe hy voor hulle die Jordaan kruis en die Here vir Elia wegneem, toe sê baie van hulle vir hom, jy weet dat jou Heer word van jou weggeneem vandag. En baie duidelik, ek wil amper sê met 'n halfe irritasie, glo ek in sy stem, 'n broeging, het hy vir hulle gesê, ek weet, bly stil. Jy sien, dit was vir hom moeilik om vir sy ou vader totsiens te sê. Dit was vir hom moeilik om die ervaring wat hy gister en eergister gehad het, net weg te vat. En ek glo, dis die rede dat toe Elia vir Elisa vra, wat begeer jy? Toe sê hy 'n dubbeldeel van wat u gehad het. Want hy wou nie soos iemand anders wees nie. Hy wou soos hierdie geestelike vader van hom gewees het. En ons vind dit in die woord van die Here. Die oomblik toe hy sy klere skeur en hy benut, hy uitroep en sê, my vader is te weet, en hy half soos 'n weespersoon agterlaat, sê die woord van die Here toe Elia opvaar, toe val sy mantel en hy gooi af. Nou, ek weet nie of jy dit weet nie, maar ek glo jy weet dit. Die oomblik wanneer die mantel van iemand val en op iemand anders val, beteken dit is 'n roeping. Dit is 'n nuwe bediening wat begin. Elisa het hand aan hand met Elia gestap vir redelike paar jare. Maar hy het nog nie by die volheid van sy bediening uitgekom nie. As jy saam met my gaan lees van vers 13, sê die woord van die Here baie duidelik, die begin van daardie, as jy die ou vertaling Bybel lees, sê Elisa tree op as profeet, sy wonders. Hy sê daarna tel hy die mantel van Elia op wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan, en hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het, en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel. Net vinnig vir u sê, daar het God vir Elisa bevestig, ek is met jou. Want in daai oomblik, toe hy nog daai twyfel in sy lewe, hoe kan God my vader wegvat? En toe hy by die waters kom, nadat hy die mantel opgetel het, toe vra hy en hy roep uit, hy sê, waar is die Here die God? En die woord van die Here sê, toe hy mantel vat, sy hande vat, hy slaan het op die water, toe doen God presies wat hy gedoen het, vir Elia. En Elisa stap deur. En die woord van die Here sê, en die profeteseuns wat in Jericho was, het dit op 'n afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. Hoor nou mooi, hier erken hulle, Elisa is die volgende man. Maar hoor gou hier, en hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. Hulle gee hom die eer vir wie hy is. Maar net die volgende vers sê hulle, kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne. Laat hulle tog u Heer gaan soek, of nie miskien die gees van die Here hom opgeneem het, en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie, maar hy het beveel, stuur hulle nie. Baie snaakse verhaal hier nie. Hulle erken
Hulle sê dat die gees wat op Elia was, is nou op Elisa. Maar in dieselfde asem sê hulle, gaan kyk of Elisa nie iewers is nie. En ek gaan nou vanmôre moeilik vir u iets sê wat jy gaan voel gaan jou kwaad maak. Ek wil jou nie kwaad maak, jy net iets leer, jy net iets sê. In die PPK kerk, in die AGS kerk, is daar formidabele godsmanne wat ons vooruit gegaan het. Ons kan hulle name oproep. Ons kan hulle name noem. Ek wil vir sê, my grootouers, my oupa het groot geword in die AGS, my pa het groot geword in die AGS. Ek het groot geword in die PPK se kind en dit. En ek kan name vir u noem van die Gerbers. Hulle kan nie van Rooyens en ek kan nie oom Jannie Cornelis en oom Pieter Steyman sê, dan kom ek in Lede Christus, dan roep ek die groot name soos oom Prinsloo, oom De Tooi, oom Wally en soveel as dat ek noem net dit wat ook, daar is soveel ander name wat ons vooruit gegaan het. Ons het vanmôre die genade om nog in die lewe te wees. Maar u sien die hele geheim is. Net soos hierdie man by hierdie veilige hawe waar ek gearriveer het, besig is om die deur te behou vir wat hy was. Wil ek vir die vanmôre sê, hulle is nie die deur wat ons vooruit gegaan het. Die deur is Jesus Christus. Die deur is die Here God van hemel en aarde. Elisa sê vir hierdie manne, julle moet niemand stuur nie. En dan kom hy in vers 17, en hy sê hierdie, daar dat hy tot vervelings toe aangehou het, sê hy vir hulle, stuur daarop 50 man uit. En hulle 3 dae gesoek, en hulle het Elisa nie gekry nie. Hoor gou vandag, daar sal nooit weer 'n oom Prinsloo wees nie. Daar sal nooit weer 'n oom Ernst van Rooyen in die PPK wees nie. Daar sal nooit weer 'n Dr. Isak Burger in die AGS wees nie. Daar sal nooit weer 'n oom Fanie in die Spaderie wees nie. Of 'n tannie Vryse. Hoor mooi. Daar is gesalfde diensknegte van God vir nou. Vir nou. Hulle is anderste. Elisa het op 'n ander manier gefokus. Hy het op 'n ander manier gewerk. Maar die belangrikheid wat Elisa verstaan het, is toe hierdie manne omdraai en sê, maar kom ons gaan soek vir Elia. Toe sê hy, julle gaan julle tyd mors. En weet jy hoeveel tyd mors ons baie keer om te soek wat was, terwyl God nog beter bestem het vir dit wat kom. Weet jy dat die Here is nie in 'n beperking nie, en die Here beplan nie om sy kerk te laat misluk nie. Hemels nie, hy verwag dat sy kerk gaan uitstyg en dat daar gaan groot seën en groot heerlikheid op die kerk van die Here rus. Ek het vanmôre die voorreg om 2 van my ouer broers en my vaders, pastoor Christo ken ek toe nog in Western Area, halwe Sondag was, want toe was hy hier vir die Here gewerk. Dani was my eerste pastoor in streeksverband. Maar een waarheid wat ek vir u kan vertel van altyd is dat die werk wat hulle gedoen het, was nie 'n werk gewees net vir hulle self nie. Dis 'n werk om die koninkryk van die hemele op hierdie aarde te kom bevestig het. En ek wil vanmôre vir u sê dat God is besig om diensknegte en diensmaagde van God weer in ere te herstel, sodat God sy koningskap in hierdie gebou, in hierdie gemeenskap, in hierdie dorp, in hierdie land van ons gaan herstel. En as jy dit vanmôre glo, gee my net 'n lekker amen. Die belangrikheid is, ons gaan soek. Pastoor Marius, ons vorige moderator, het 'n jaar terug afgetree, is nog so hier, na ons harte. Dit is vir my verskriklik vreemd geweest toe ons by die konferensie was, en ons sit op die platform en hy sit in die banke. Want vandat ek in die kerk gekom het, het ek in die banke gesit en hy op die platform. Maar ek wil vir u iets sê. Daar is 'n nuwe generasie wat die salwing van die Here gaan dra. En dis wat die Here vanmôre sê, kom ons
vee nie die ou deure mooi skoon en ons hou die ou herinnerings nie. Kom ons kyk uit na die veilige hawe waarna God sy kinders en sy mense wil lei. Dis God se plan om sy kerke en sy diensknegte op te rig en hulle volkome weer te herstel. En weet jy wat die woord van die Here sê, toe hulle by mekaar kom, toe sê ek het julle gesê, julle moenie gaan nie. Maar kyk wat sê in vers 18. Hy sê hulle het na hom teruggekeer terwyl hy nog in Jerigo vertoef. En hy vra vir hulle, het ek julle nie gesê moenie gaan nie. Maar net die volgende vers 19 sê, en die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed soos by jou sien, maar die water is sleg en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. Hoor gou mooi, daar het 'n wonderwerk hier plaasgevind ook. Maar daai wonderwerk was met 3 dae vertraag. Want almal het vir Elia gaan soek. Hoor gou, moenie God se wonderwerk vertraag deur aan die Christus en die Eergisters te soek nie. Daar's 'n nuwe openbaring. Daar's 'n nuwe wonderwerk wat moet plaasvind. Weet jy hoekom? Want hulle wat ons vooruit gegaan het vir ons die fondamente gelê vir koninkryksbou. Hulle het vir ons wonderwerke en geestesoorwinnings gelos sodat ons net verder op kan vat. Elia die grootste erfdeel wat hy kon, het hy vir Elisa nagelaat. Dit is iets, al wat ek jou kan gee, is dit wat jy begeer, die Here gaan jou dubbel dit gee. En al wat jy wil wat ek jou kan gee, is my ou mantel. Hy het nie vir hom miljoene in die bank gehad nie. Die legacy, die enigste legacy wat Elia, ek weet nie wat noem hulle legacy in Afrikaans, ekskuus ek so die nuwe goed het ons maar staat so laat. Maar die enigste legacy, julle jongens weet ons wat sy legacy, né? Wat Elia agtergelaat het, was 'n vallende mantel en 'n jong man aan die ander kant van die Jordaan. Hy het nie vir hom geld gelos nie. Hy het nie vir hom karre gelos nie. Hy het nie vir hom rykdom gehad nie. Hy het nie vir hom eiendom gelos nie. Wat begeer jy? Dubbeldeel van jy het dit. En al wat hy kry nie sy pa se ou soens nie. Hy kry net 'n mantel. En hy begin met net daai 2 dinge. Die volk erken hom, maar hulle soek Elia. En hulle vertraag die wonderwerk om die stad se water te herstel. Vir 3 dae hardloop hulle rond. Vir jare hardloop die mense rond, dan soek hulle hulle soek daai. Ek wil vir u iets vertel, moet nooit in u lewe 'n tweede Gert Schoeman soek nie, want daar is nie 'n tweede een nie. My vrou sal vir jou sê, jy wil nie 'n tweede een hê nie. Luister baie mooi wat ek hier vanmôre sê, luister kerk van God, ek is by gemeentes baie keer waar ons was, ons bedien het, dan kom hulle terug en sê, nou die ander dag, begin van die jaar, toe bedien ons by 'n street saamtrek, en een van die mense in die gemeentes waar ons was, sê, ag, as jy vandag nog hier was hierdie vereniging, was hierdie gemeente net so groot soos wat Parow gemeente was, toe sê julle maak 'n fout, die kerk gaan nie oor 'n man nie, die kerk van God gaan nie oor 'n figuur en die dinamika van 'n verleier nie, dit gaan oor die dinamika van God se Heilige Gees, dit gaan oor die dinamika van 'n man en 'n vrou wat volkome vertrou op die almag van die Here. En as jy dit vanmôre glo, wil jy net jou hande opsteek en sê, Here, ek wil weer vasvat die dinamika van die Heilige Gees. Ek wil vasvat die heerlikheid van die krag en van die sterkte. Ek wil nie gaan soek nie. Ons sing nou liedjie wat sê, I like that old time singing, shouting, preaching, praying. I like that old time voice. En ons like het. Dis ons kerk. Ons sing ook koortjies. Soms is 'n nuwe ding, maar ons sing ook goed. Weet jy hoekom? Kos ons weet wat werk. Hoor mooi vanmôre terwyl ons so lekker die sien, ek sien my jong sussie kom in die gang afgedans. En ek staan, en ek sal dit altyd doen, want ek sê altyd, die saak is nie net altyd op die platform nie. Hy kom in die bank op voorskyn.
Dit was my lekker om dit te sien, en ek sien die een val, en ek sien my jong broer spring in en alles. Ek sê, ja, dis die regte kerk, dis die regte plek, dis waar ons wil wees, ons wil ons verheer. En ek kyk hoe die gehoor, en ek sien hoe ander net lekker hande klap, en ander net hulle hande oplig, en die Here juig, en die Here eer. Toe sê ek, Here, nou is ek veilig, want hier wil ek wees, maar ek wil vir u vandag wees. As ons met die spook van die verlede wil leef, het ons geen toekoms nie, maar as ons op die meeste van die toekoms wil bou, het ons 'n baie groot toekoms, en gaan die kerk groei van God van krag tot krag. Ek wil vir u vandag sê, ek het nie 'n saak met eiendom nie, ek het nie 'n saak met die grootheid van 'n gebou nie, dit was nog nooit my fortuin nie. Die belangrikheid is dat die koninkryk van God moet gebou word. Dis die Here se probleem as die kerk te klein word. Dis God se probleem as die eiendom te klaar raak en dit klein raak. God is by magte om in 'n oomblik vir jou 'n eiendom in jou skoot te laat val, en die Here kan sy werk nog groter en nog magtiger maak. Maar die geheim is dit, moenie Elia gaan soek nie. Elisa is die salwingdraer. Kom by die salwing van God se gees, kom by die salwing van God se heerlikheid uit, want dit waar die oorwinning lê. Die woord sê, dis die salwing wat die juke verbreek. Jare terug, toe bedien ek in 'n kerk, betrokke by 'n man. Sy woorde was, die kerk soek meer dinamiese sprekers. Nou so 'n paar maande terug, toe sit ek in 'n vergadering, en ek hoor hoe 'n jong man sê, tyd dat die predikante in die land almal gegradueer word. Want dan trek ons al die manne wat daar bo is, na die kerk toe. Ag, ek het doodstil gesit, en onthou nie al wat ek vir hom gesê het, toe hy klaar gesê, ek wil gou vir jou iets sê. Ek is maar 'n onbekwame boelsientjie. Ek het groot geword hier waar die vliegtuig op die garage is by Uncle Charlie's, net verby Uncle Charlie's, daar agterom, sy plekkie met die naam van Amadale. Daar's net so 'n paar huisies, ek het daar kaalvoet rondgehardloop en perd gery. Maar daar het God geweet, iets kom. My loopbaan het ek in die myn volbring, kloofmyn, daarom meeste van die tyd maar kloofmyn. Was maar ou myne, groot klippe, klein geskiet en klein klippe fyn geskiet. Dit was my werk. Maar in die donker gange van die myn het God bepaal, jy sal hieruit kom. Jy sien, dit was nie, ek het nie 'n pa gehad wat vir die Here gewerk het nie. Ek het nie 'n oupa gehad wat vir die Here gewerk het nie. My vrou kom uit 'n geslag uit waar hulle nie vir die Here gewerk het nie. Sy kom uit 'n kerkdenominasie teenoorgestel as van wat ek uitkom. En die Here het 'n wonderlike sin vir humor en hy sit ons by mekaar. Want hy het geweet, hierdie paartjie gaan my salwing dra. En nou wat ek vir daai jong man daai dag sê, toe sê ek vir my ou vriend, ek hoor wat jy sê. Ek sê, ek hoor dat teologie is 'n groot ding in die tyd waarin ons leef. Maar ek wil jou iets vertel van teologie. Teologie is baie keer net die boksie wat die mense die goed inplak en sê, dis hoe ons dit wil hê. Toe sê ek vir my, ek wil jou iets vertel. Hierdie groot manne wat jy van praat, het almal in my gemeente al gewees. Dokters, prokureurs, advokate, CA's, ek sê al die ouens. Ek sê ek is in die vermoë gewees om groot, ek het eendag tot die magistraat van Middelburg in my toe ons op 'n tentkerk gehou, tot in hy tent gehad en hy kon sit 2, 3, 4 dienste, hy daar kom sit en hy kom kerk en sy aand op die einde was, sy woord aan my was, toe sê my pastoor, sy NG Kerk, man, maar ek moet vir jou sê, ek het nog nooit in my lewe gehoor, dat 'n man van jou kaliber die woord kan oopmaak, soos wat jy dit gedoen het nie. En al wat ek omgedraai het, het ek gesê, my vriend, ek wil jou iets leer. Dis nie die vermoë van Gert Skuma nie, dis die salwing van God se gees. Moenie God beperk nie, moenie sy wonderwerke beperk, omdat jy die gisters en die eergister soek nie. Ek wil graag vir jou 'n gedeelte voor net gaan vir ons op die bord sit, en ek gaan so vers vir vers net vinnig neerlaat. In Joshua hoofstuk 1, kom jy daar, ek kan sommer na vers 2 toe gaan, dankie Len. Daar vers 2, kom die Here by Joshua, kyk wat sê hy vir Joshua. Hy sê, my knegt Moses is dood.
Hy sê, maak jou dan nou klaar. Trek deur hierdie Jordaan. Moses, die man wat hulle uit ballingskap uitgelei het, wat hulle uit Egipte gelei het, die man wat die groot dinge gedoen het in die woestyn, wat die see laat kloof het, hy's dood, hy's weg. Joshua, jy is nou hier. Joshua, jy is in die lewe. Dis jou verantwoordelikheid om nou klaar te maak en deur hierdie Jordaan te trek. Jy en hierdie Here volk na die land wat ek aan hulle gegee het, wat ek aan hulle en die kinders van Israel sal gee. Dit was nie Moses se voorreg nie. Joshua, dis jou voorreg. Met ander woorde, Joshua, jy moet nou vorendag kom. Joshua, die volk gaan nie by oorwinning uitkom nie. Die moderne volk gaan nie by Kanaan uitkom. As jy gaan vashou aan Moses nie. Jy moet begin sê, want ek wil die land aan hierdie volk gee. Maar Joshua, jy moet voorstaan. My vraag vanmôre is, Joshua, hoe lank wag jy vir die wonderwerke? Jy het gehoor in die laaste paar jare, dan hoor jy die mense sê, ag, die kerk van vandag, hulle het nie meer wonderwerke nie. Die wonderwerke is ons dood, die dinge is weg. Ek gaan jou iets sê vandag. Dis omdat ons baie keer soek wat ons ouer geslag gehad het. Kan ek hier iets sê, daar's nie fout met dit nie. Want jy die waarheid sê, ek sal nooit soos om Prinsloo kan wees nie. Ek kan nie die profeet wees wat hy was nie. Ek sal nooit 'n oom Wally Frisbee kan wees nie. Maar een ding wat ek weet, Pastoor Christo, is dat ek die salwing en God bevestig sy koningskap en sy dienstregte met die salwing. Hierdie land sit in smarte. Hulle het nie behoorlik water nie. Die goed wat hulle nat spuit vrek, want die water is ongesond. Vir 3 dae hardloop julle rond. Vir 3 dae lê almal smarte, terwyl hierdie man die oplossing van alles gehad het. En ons weet die oplossing was baie eenvoudig, 'n sak sout en 'n paar goed, en dan gat hulle die water is reg. Maar vir 3 dae verkeerd ons al by groot wonderwerke verbygestap om te sê, hy kan nooit soos Pastoor Christo wees nie. Ek kan nooit soos Juliana wees nie. Ek kan nie bid soos wat Pieter of Michael bid nie. Wil jou gou iets sê? Jy kan nie 'n Pieter wees nie. Jy kan nie 'n Pastoor Christo en 'n Pastoor Dani wees nie. Inteendeel, jy gaan nooit 'n Pastoor Gert wees nie. Spaar jouself daai smarte. Maar word 'n diensknegt. Amen. Wat sê Here? Ek gaan nie wag nie. Moses is dood. Ek gaan die volk lei. Ek gaan die volk lei. Vanmôre toe sê die Here met min groot oorwinnings. Now's the time. Now's the time. Nou die tyd geword om te sê, Here, ek gaan nou op ons soek wat was. En ek gaan vorentoe druk. Ek gaan opstaan en ek gaan die volk lei. Want weet jy wat sê, sit gou my weer vers 2 op, lei asseblief. Het jy mooi gesien wat hy sê? Hy sê, jy moet hierdie Jordaan trek en jy moet hierdie hele volk lei na die land wat ek aan hulle wil gee. Ek wil iets sê van 'n moderne geslag. Hulle is daarom so lekker om te brag oor. Kyk, een ding wat jy van my sal herken, ek hou nie van seremonies nie. Ek is nie 'n seremonieele persoon nie. Weet jy hoekom nie? Want die Here moet voorrang kry in elke tree wat ons gee. Dit gaan nooit, as ons vanmôre hier gesing het, ons het lekker gesing, en ek dank die Here vir 'n kerk met lekker musikante, en van sangleiers, en met al die geseënde broers en susters wat ek het, maar ek wil vir u iets sê, dis die Here wat dit gegee, dis nie ek nie, dis nie oom Dani het lankie gewerk, Pastoor Christo het jare gewerk, dit is 'n hele twee, praat ons seker van amper 30 jaar, né? Wat julle saam in
hierdie gemeente gewerk het. En ek wil vir u vandag een ding sê, hulle het dit gedoen, nooit, ek ken hulle nie as sulke mense nie, dit was nooit oor die aansien nie, dit het altyd met die Here gegaan, dit het altyd met die koninkrykswerk van die Here gegaan, maar ek sien al hoe meer en al hoe meer, dat ons wil die programme al hoe groter in die kerk bring. Ek wil vir u sê, 'n ongesonde kerk is 'n programgebaseerde kerk, 'n gesonde kerk is 'n geesgedrewe kerk, 'n gesonde man en 'n gesonde vrou is wat onder die salwing van God se Heilige Gees beweeg en die oorwinnings behaal. Ek was maar stad geweest, ek was maar jonk geweest, ek het foute gemaak, maar hoor mooi, ek ken iets en dit is wat ek weet, wat vanmôre verandering kan bring. Die volgende skrifgie lê baie dankie. Ek wil dit gou vir jou sê daar in vers 3. Hy sê elke plek waar julle julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle soos ek met Moses gespreek het, maar onthou, Moses is dood, onthou hy's weg, hy's nie meer daar nie, maar ek gaan my belofte in vervulling bring. Die beloftes wat God vir ons kerk gemaak het, deur ons voorgangers heen, is nog steeds staande vandag, maar die geheim is, ons moet onthou, hulle is dood, ons is die volgende geslag, wat hierdie geslag nou oorwinnings moet vat. Moenie so stil raak, jy sit altyd so stil in die kerk. Nou so stil raak, jy moet nou wakker slaap hierso, want ons besig met mooi goed hierso, want hier is iets besig vir ons, wat gaan gebeur in ons midde, in ons huise, in ons geleedere, by ons werke, want weet jy hoekom, van nou af gaan jy instap en sê, ek gaan nie wag vir oom Piet nie, ek gaan nie wag vir oom Koos nie, ek gaan instap, en daai werksplek, wat ek soveel moeilikheid het, ek gaan instap met die mandaat, wat God my gegee het, ek gaan instap met die gesag van God se Heilige Gees, en ek gaan daardie land vir die Here in besit neem. Pastoor Wynand Stolz, iemand wat ken van die PPK in Carletonville, vertel hierdie verhaaltjie. Werk by 'n maatskappy en dan kom hulle in die groot raadsale. Jy kry dit mos altyd as jy kind van die Here is, daar altyd ouens wat jou uitdaag. En altyd ouens wat jou wil spot, vir jou sê ek het gehoor, gister by die gebedsgroep het sê hulle daar by die werk van Suster Elise, hulle noem haar Maruti. Dis nog respek, maar jy kry baie keer mense wat jou met neerhalend op jou doen. Hy sê dan wag hulle tot hulle mooi in die raadskamer is, dan begin hy ons en sê, hey, boys, het julle hierdie grappie gehoor? Dan is dit die vuilste, vieslikste grappe onder die son. Hy sê, dan staan hy, dan loop hy uit, dan lag die mense vir hom. Hy sê, eendag, toe stap hulle in, hy sê, wag tot almal in is. En toe hy instap, toe sluit hy die raadsaal se deur. Toe sê hy, hey boys, het julle hierdie een gehoor? Hulle sê, hey, ou stolla, het jy nou wakker geword? Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat almal gered sal word en niemand verlore sal gaan nie. Kerk van God, toe staan hy op die mandaat. Hy het nie op daai stadium 'n pastoor by hom gehad nie. Hy het nie op daai stadium 'n geestelike leier by hom gehad nie. Kerk van die Here, die plek waar jy werk, het God aan jou gegee. Die land waarin jy beweeg, is daar sodat jy dit in besit kan neem. Nie vir my nie, nie vir jou nie, vir die Here. Ons moet ophou sê, ooh, ek het dit gedoen en ek het dit gedoen. Jy het niks gedoen as God jou nie die genade gegee nie. Dis die Here wat die werk gaan doen. Dankie Len, die volgende skrif. Ons is bykans klaar, ons lekker huis toe gaan. Dis geen kans nie. Jy gaan op baie met my kuier. Hy sê van die woestyn en hierdie Libanon af tot by die groot rivier die Eufrat. Die hele land van die Hittite tot by die Groot See. In die weste sal julle grondgebied wees. Hy beskryf dit net soos wat hy dit beloof het. Hy sê dis julle almal se volgende vers. Hy sê niemand sal voor jou staan kan nie. Maar jy moet onthou, Elia is weg. Moses is weg. Gister is verby. Gister is verby. Maar God leef. Maar God leef. Wel mooi. Niemand sal voor jou staan ter al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe nie. Ek sal jou nie verlaat nie. Maar die sleutel is dit. Moses is dood. Toe daar die Jakobs my iets in my lewe geleer. Het vir my al die jare altyd gesê, Gert, moenie kunsmatig word nie. Toe sê ek, oom, wat bedoel jy? Toe sê hy, moenie soos iemand anders ter wil wees nie.
Ek kan onthou, die jare het ek gesien, hoe baie mense vir hulself in die kerkewêreld ikone kry. En hulle wil wees soos daardie persone. Don't do that. Laat ek jou goeie raad gee, moet dit nooit nie doen nie. Word wat jy is, soos wat die Here jou wil gebruik. Jy verander, jou taal verander, jou uitkyk verander, jou keuses, jou voorkeure verander, alles verander as die Here in jou lewe kom. Hy verander jou. Maar in hemelsnaam moet nooit soos ek word nie. Moet nooit soos om Dani word nie. Want jy kan nie in die skoene staan waar die Here hom ingeblaas het nie. Hier sit sy 2 klein seuns. Hulle gaan nooit, hulle gaan wel 'n erfenis hê van hom Dani. Jy gaan sien daar seker goed wat in hulle is wat hulle oupa Dani is. Ek dink, dis daar. Jy gaan dit nooit by hulle weg wat jy gaan tot hulle ouma se kiewe hier by hulle raakloop. Ja, jy gaan dit sien. Streke op. Jy gaan dit sien, jy gaan almal. My klein kinders, jy kan hulle op hoop sien. As jy my jongste kleindogter sien, sy eet wat haar oupa eet, en as haar oupa nie iets eet nie, dan kan jy maar weet, sy gaan ook eet nie. Uitsonder dat ons daarvan weet. Haar oupa like niks van McDonald's nie. Haar eerste hapjie op 'n McDonald's burger toe sy 3 jaar oud. Toe sy die burgertjie so op toe maak, so toe sê sy sleg. Pop, maak so toe sit sy weer. Toe die eerste maal vir haar pap en sous gee, vat sy so happie, pap en Shiva, rooi, tomaties. Sy vat so, sy sleg. Toe sê ek vir hy, wag, toe sê ek, wag nou, gee gou kans. Sy gee gou kans, toe sê ek, bring nie suiker. Maar dis hoe ek myne eet. Vat ek die suiker, ek het so oor die pap en Shiva so. So vat sy, opa, dit is lekker, toe eet sy. Sy het van my triks, maar sy is nie ek nie. Sy het van my dinge, maar sy is nie ek nie. Kerk van God. Laat ons wonder. Wat is ons kerk se toekoms? Hier is 'n mooi toekoms as ek vanmôre hier kyk. Wat ek sien manne en vroue wat gaan sê, Elia is weg. Moses is dood. Oom Prinsloo rus al jare. Hy's veilig. Oom De Tooy, hy's veilig. Oom Wally is veilig. So kan ek van baie ou godsmanne wat ons vooruit gegaan het noem, hulle is veilig. Hulle is veilig. Maar ons moet die land te besit neem. Daai opdrag het nog nooit verander nie. Matteus 28:19 gaan dan heen en maak disippels vir alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek weet nie om daar nie, ek weet om daar net al jare baie vir evangelisasie, maar ek wil vir u sê, en na regte moet dit so goed gaan dat ons met elke maand 'n nuwe doopdiens hou. Hoekom sit julle so stil daar? As julle bang die diens gaan lank word. Dis eintlik so. Ek verlang na die dag om Gerrit Ferreira profeteer vir my eendag. Sit in die wit tent daar in Middelburg, so die tentkerk. En eendag profeteer ek my en sê vir my hierdie woorde, hy sê die Here sê sal daar kom dat jy sal verlang na die tyd in die wit tent. Ek tog oom, weet jy waarvan jy praat? Ek sê ons hard gewerk. Ons te hoog getrek elke liewe week. Alles my vrou kon nader die mine trek, ek uit te hoog met die kar. Ons trek uit tent styf, hy moet staan. Wie iets sê. My laaste diens in Middelburg, toe doop ek nog 13 siele. Op my afskeidsnaweek, toe doop ek nog siele. Dis die plek waar ek seker die meeste mense in my lewe gedoop het. Ons het nie 'n doopbad gehad nie, so elke keer as ons die doopbad wil hê, dan moet ons so opblaas so 'n bietjie gaan, blaas ons hom gou op die Sondagmôre en tap hom vol water, dan staan ek sommer op my knieë daarvoor en doop ek hier ons. Dis tyd. Kerk van God is tyd. Dis tyd dat die koninkryk van God weer hervestig word en sy diensknegte bevestig word. En hier vanmôre sit diensknegte en diensmagte van God wat 'n groot taak het om nog vir die Here te gaan doen. Hier sit mense vanmôre wat sê, Here, ons gaan oorwinnings op ons wil, die land moet in besit geneem word, ons omgewing, daar by my werk, daai ou goddeloses wat so te kere gaan, hulle het die Here nodig. Weet jy, dis eintlik die manier om vir jou te sê, help my! Ek hou van 'n ou, klink nou vreemd, gaan jou sluit met 'n getuienis.
sit in Middelburg gemeente, daar nie, toe Christus sal onthou, toe ons daai groot ding daar by Parys gedoen het, saam met Retief Burger, hulle en al die manne, toe met ons by die kursus gepraat oor die one-to-one, daai van Every Nation, so goed. En hy kom in die gemeente, en hy kom daar in Middelburg gemeente, en dan kom hy op by my, hy kom daai Sondag, sy kinders by die sonskool af, en het altyd 'n keps op die kop met sulke lang hare. En hy kom daar in gery, en hy lei die mense af. Kinders af, en hy gaan alles, en eendag bel hy my in die blootheid. Hy sê, my pastoor, kan ek jou kom sien, of mag ek nie na die pastore toe kom nie? Ek sê, nee, hy is welkom, jy kom sien, maar nie. Hy sê, ek is op pad, hy sê, ek is 2 minute van jou huis af. En hy is reg. Maak jy ek op, hy kom hy in. En hy kom sit, en toe hy kom sit, toe sit hy so met sy hond so oor sy oor, en ek wil vir hom sê, haal die hoed af. En die Here sê, los hom. Hy sê, ek gaan jou vandag iets vertel. Hy sê, die laaste ding wat jy vir my vertel is, jy gaan nie vir my vertel, ek moet bid nie. En hy vertrek daar. En ek het nog nooit 'n man gehoor wat sy eie geboortedag vervloek het nie. Ek bedoel, hy vloek, soos dat ek in my lewe nie kon vloek nie. In die pastorie. My vrou en my dogters hardloop, hulle gaan daar hier, my dogter sê, maar gaan hy nie vir pa aanraak nie. En ek wil hom stil maak, en die Here sê, los hom. En ek los hom. Vir 1 uur en 20 minute is en al wat uit sy mond uitkom. Hy vloek sy pa, hy vloek sy ma, hy vloek sy sissies, hy vloek almal. Hy het nie die Here gevloek. En toe hy klaar is, toe sê hy, ek gaan ry. Hy sê, as jy vir my wil bid, is fyn, maar ek gaan nie bid nie. Doen vir my gebed en hy ry. Volgende Sondag stop hy daar by die kerk en laat die kinders af en hy ry. En hy ry by die kerk met die sigaret in die mond en die arm by die venster uit. Kom, hy bring sy kinders. Seker so 3 weke later, die bel my weer, pastoor, is jy by die huis? Ek sê, ja, ek staan voor die hek, maak oop. Sy timing was elke keer perfek. En hy stap in, dan die Rita maar die man vloek, van het hy inkom, begin hy vloek. En hy is aan mekaar. En die Here sê daai dag vir my, hierdie siel het my nodig. Dis jou werk, om hom by die Here uit te kry. Ek sê, Here van almal, hierdie ou. Daai dag voor hy ry, toe bid ons en uiteindelik behaal hy sy hoed af, toe sy bles, heeltemal bles. Maar sy hare hang nie so. Hy man lyk sleg. Ek sê vir hom, weet jy wat? Waar bly jy? Hy sê nie, ek bly jy. Hy sê, maar jy moet na my huis toe kom nie. Ek sê nie, ek wil na jou huis toe kom. Hy sê, ons is arm, ons het nie koffie nie. Ek sê, is fijn, ek wil nie koffie drink nie. Ons ry na sy huis toe. Ek begin met hom deel. Van daai ou boekie, daai 1 tot 1 boekie. Kom ons kyk of hierdie ding werk. En ek begin met daai man deel. Eerste aand wat ons daar sit, is hele TV-kas en al wat 'n video is, 'n horrorfilm wat jy aan kan dink is op daai videokas. My hare rys oor dit. Ek sê vir my vrou, luister man, ek ervaar goed wat ek in my lewe nog nooit ervaar het nie. Die Here sê, sit en jy luister. Ek maak nie koffie nie. Die volgende oomblik sien ek my vrou se voetjies maak soos lyk of die lazy boy inskom. Net so. Daar klip die meisie so voor die kas uit. Dan doen we die eerste Dinsdag aand en ek doen we die tweede Dinsdag aand en nie by die derde Dinsdag aand stap ons in. En hy gaan sit en ons gaan sit en sy pastoor, ek het koffie gekoop, wil jy 'n koffie hê? Ek sê, is reg, maak vir ons koffie. En toe hy so uitstap in die deur, toe sê my pastoor, het jy iets gesien nie? Ek sê, ja. Sy sê, wat het jy gesien? Ek sê, al die horror movies is hier af. Ek sê, wat is die Here hoor? Sy sê, pastoor, weet jy wat het nog gebeur? Sy sê, gisterand, toe sê my, kom ons bid saam. As ek het op die ou manier moes doen, so daai man verloor het, sy kinders sit allemaal in kinderhuise. Net hy en sy vrou, klein sientie. En die is ook op die punt om weggeneem te word. Weet jy dat God herstel daai huis? Toe ons die skuif maak vereniging toe. Toe bel hy vir my, toe sê sy, pastoor, my laaste kind kom huis toe. Moses is dood.
Elia is dood. God praat met sy diensknegte vandag. Dit gaan erger nou as wat dit gegaan het. Ekskuus as ek so 'n bietjie bewoor raak. Tot vandag toe. So dan kry ek 'n oproepie van ou Hendrik. Sy naam is Hendrik. Sy het hom gaan sê, pastoor, dit gaan nog goed. Hy sê, ons kry maar swaar, hy sê, maar dit gaan goed. En ek wil vir u sê, ek is 'n help in sy oë. Maar een ding, die dag toe ons daar ry, toe sê hy het nooit gedink dat 'n pastoor sal ooit in sy huis kom koffie drink nie. Wat wil ek vanmôre vir die kerk, wat wil die Here vir sy kerk sê vanmôre? Kom ons los die gisters. Kom ons soek nie wat die ou manne gedoen het nie. Kom ons gryp die Here vas. En kom ons storm hierdie dorpe in. En kom ons keer hierdie land om. Kom ons begin om vir die Here 'n werk te doen. Ek gee nie om, ek bedoel vir u. Ek en my vrou is baie gemaklik. Ek hou van kamp en ek hou van vis, van hoe sê Shaal, hy gaan maak sy hande vuil as hy wil hê hulle moet stink en dit. Ek gaan vang vis as ek wil hê my hande moet stink en dit. So ek is maar 'n gewone ou sê. My pa was 'n dieselwerktuigkundige. Hy was eintlik 'n kwaai man, hy was 'n moeilike man gewees en goed en dit. My pa het standaard 6 gehad. Maar ek wil vir jou sê, is een van die mees bekwaamste dieselwerktuigkundiges wat ek in my lewe geken het. Maak nie saak wie jy is vanmôre nie. Ons as kerk moet onthou, gister is verby. Kom ons staan nou op soos Joshua van ouds en kom ons vat die mense na die land toe wat God hulle beloof het. En vir elke siel, wat sê Johannes 3 vers 16? Sodat almal gered sal word. Niemand verlore sal gaan nie. Almal die ewige lewe sal beerwe. Dis 'n belofte oor die land uitgespreek. Dis 'n belofte oor Suid-Afrika uitgespreek. Joshua, Elisa, you better stand up now. Jy sal nou moet begin beweeg, want u en ek is die diensknegte van God vandag en ons moet hulle uitlei. Kan die orkes van my voor toe kom? Ons moet hulle uitlei na die nuwe oorwinnings. Ons moet hulle uitlei na die nuwe krag, na die nuwe sterkte. Daar's 'n liedjie ons het hom vanmôre gesing, Under the Rock, the Rock is higher than I. Ek is gaande altyd oor daai liedjie, want weet jy hoekom? As ek onder daai rots is ek veilig. En as ek veilig is, wat kan ek lei? Kom ons lei. Ek weet ek het 'n bietjie van die tyd gevat vanmôre, maar kom ons stap met God se woord hier uit. En ons sê, Here, help ons net vanmôre. Dit is so maklik. Dit is so eenvoudig. Begin net weer om te hoor wat die Here sê. En volg dit na. Kom ons staan op ons gemeente en kom ons sing dit net lekker saam. Amen. As jy hier sit.